1 Petrus 3 vers 10. Ons wil tot God bid. Ons wil hy met ons verhoor. Maar hy sê ons bid verkeerd. Hoe moet ons dan bid? 1 Petrus 3 vers 10. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag. Want die oë van Jahwe is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van Jahwe is teen die kwaaddoeners. Vader, wag vir Hizkia om te bid. Hoekom? Want hy is 'n regverdige. Nagop. Maar die aangesig van Jahwe is teen die kwaaddoeners. Nagop, ek hoor jou nie. Ek stel nie belang in jou nie. Ek gaan na jou voorouers se gode toe en gaan vra vir hulle hulp. Maar Hizkia, wanneer gaan jy my vra om jou te help, want ek wil jou help? Hizkia, die Assiriërs is nou al lankal in die land Juda en hulle het al 'n paar stede oorgeneem. Wanneer gaan jy my vra? En toe hulle by Jerusalem kom te vra hy. Want die oë van Jahwe is op die regverdiges, sy ore tot hulle gebed. Jona het verkeerd opgetree, was ongehoorsaam. Nie is binne in die vis, maar jy is 'n regverdige. Bid dat ek u kan help daar in die vis. Filippense 4 vers 6. Ken dit ook baie goed. Maar laat dit vir ons 'n werklikheid word. 'n Opsie. Stel dit nou baie snaaks. As jy in 'n probleemsituasie is, het jy opsies. Ek gaan daai oom van my vra, want hy het nogal baie geld. Ek gaan my prokureur sien, want hy ken nogal die wet. Ek gaan na daai vriend van my toe, want hy het nogal invloed. Ek gaan dit en ek gaan dat. En een van my opsies is God. Moet hy nie ons enigste opsie wees? Hoekom het ons ander opsies? Is hy nie sterk genoeg nie? Is ons bang ons plan? Hy het dan nou net gesê, hy wag. Ek weet daai vers herhaal. 1 Petrus 3 vers 12, want die oë van Jahwe is op die regverdige en sy ore tot hulle gebed. Hy wag, hy sê, wanneer? Ons sê, nee, ek gaan eers alles probeer en as dit nie werk nie, sal ek terugkom na u toe. Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie. Niks. Wat is uitgesluit? My kinders se skoolsituasie is uitgesluit. Nee, dis deel van niks. My situasie in hierdie land waar die regering totaal teen ons is en ons sien hoe hulle wette verander en ons loop presies dieselfde pad as Zimbabwe. Dit wat nou gesê word in ons parlement was 30 of 40 jaar terug gesê in die parlement van Zimbabwe. En waar is hulle vandag? Dis uitgesluit. Wees oor niks besorg nie. As jy besorg daaroor, ja, moenie wees nie. Wees oor niks besorg nie. Maar my gesondheid, jy verstaan nie, niks. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Wat het Hizkia gedoen? Hy het dit gaan oopmaak en gesê, Vader, kyk hier, luister wat sê hulle. Maar laat julle begeertes, wat was sy begeerte? Dat U ons verlos. Laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Wat het Jona gesê? Ek dank U dat U my gaan verlos. Ek dank U dat ek weer in die heilige tempel sal kan ingaan. Danksegging. En is binne in die vis. En waaroor is ons besorg? Wat is elkeen van ons situasie? Wat maak jou benoud? Wat maak jou hartseer? En hoe gaan Vader my kan help? Dis onmoontlik. Hierdie ding het klaar gebeur, is verby, is afgehandel. Hoe gaan hy my kan help? Dit moet niks uitgesonder word. Nee, hy sê nie so nie. Wees oor niks besorg nie. Moenie dat dit jou pla nie. Gee dit oop. Laat dit staan. Ons laat dit nie staan nie. Ons gaan, maar laat jou begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Ons doen daai deel, maar ons laat staan dit nie. Wees oor niks besorg nie. Ons bly besorg. Wat is besorg? Dis 'n mate van verantwoordelikheid. Nie moet iets gedoen word. Ek is die koning van Juda. Ek is hier in Jerusalem. Ek is verantwoordelik vir al hierdie mense. Ek is besorg daaroor. Vader sê, moenie daaroor besorg wees nie. Gee dit vir my. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En nou vertrou ons Vader. Ons het 'n verhouding met hom. Ek sê vir hom, my toekoms is in u hande. Ek is nie bekommerd oor my toekoms nie. En ek lewe op daai manier. En dis Hizkia. Hy het op daai manier gelewe. En dan gebeur daar iets.
En jy kyk oor die muur en jy sien, hier's 185.000 soldate hier buite, en as die vyand sinne, wat gaan ek nou doen? Maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. My lewe behoort aan hom. Ek vertrou totaal op hom. Ek is nie deel van hierdie wêreld nie. Jy het my burgerskap verander. Ek wag vir die stad wat uit die hemel uitdaal. En net op 'n dag, hier is die koning van Assirië voor jou deur. En hy sê, "Houser, gee vir my al jou goed." Wat doen jy? Hoewel jou lewe aan hom behoort, oorgegee is, daar iets wat gedoen moet word, en dit noem ons gebed. Ek dink dis iets wat ons nie doen nie. Ek sien die situasie, ek gaan na my binnekamer, ek sluit die deur, ek sê, Vader, hier is die situasie. Dis wat gebeur. Hier is die koning van Assirië. Hy het u uitgedaag deur my uit te daag. Hy het gesê, ek het nie 'n God wat my kan help nie. Want baie hy het dit al gesê, en het hulle almal vernietig. Maar U is my God. Ek bid U, verlos my uit die hand van hom wat sterker as ek is. En jy sluit die deur oop en jy gaan uit en jy is nie besorg daaroor nie. Wees oor niks besorg nie. Maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Wees oor niks besorg nie. Maar wat van dit? Ook nie dit nie. Maar wat van dit? Nee, ook nie dit nie. Wees oor niks besorg nie. Maar doen iets aan. Wat? Laat julle begeertes in alles. Wat is my begeerte? Ek het binne die vis, ek wil hier uit. Laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En wat is die gevolg? En die vrede van God, wat alles verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Yeshua Messia. En wat gebeur met die besorgdheid? Dis soos 'n wetenskaplike formule. Dit verdwyn. Jy het nou te veel van hierdie in jou swembad, dan gooi jy 'n bietjie van daai in en dan neutraliseer dit daai en weggesit en skoon is die water. Ek het nou te veel besorgdheid in my lewe. Ek worry oor alles. Nou sê hy, moenie worry oor alles nie, maar laat jou begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God sal die besorgdheid in jou lewe neutraliseer. En dit sal jou verstand te bowe gaan. Jy sal sê, hoe dit gebeur? En dit sal jou hart en jou sinne bewaar. En dan gaan jy in die leeukuil gooi en jy sê, wel, hier sit ek. Ek gaan my nou nie besorg maak daaroor. Nee, ek gaan jou in die vuur gooi. Nee, gooi maar. Ek brand ek, as ek nie brand nie, maar ek gaan nou nie daaroor besorg wees nie. En jy stap uit die vuur uit en jou klere ruik nie eens na rook nie. Is dit 'n werklikheid of is dit 'n feesverhaal? Is dit 'n fabel? Nee, dit is die werklikheid. Dit is so ver van ons af dat ons dit nie gepad kry nie. Ons kry dit nie geglo nie. Dit word nie vir ons die enigste opsie nie. Dalk moet ons dit net beproef. Sê, wel, ek het nou hierdie probleme in my lewe. Ek gaan dit met gebed en smeking en danksegging bekend maak by God en ek gaan nie meer besorgd wees daaroor nie. En ek wag op sy vrede. Hy daag ons uit en sê, toets my. Kyk en sien dat ek 'n goeie God het. En vertrou op my met jou hele hart. Moet my nie gebruik as opsie 3 en 4 nie. Ook nie as opsie 1 nie. Hy is nie 'n opsie nie. Dis net hy. Hy is ons genadige God.